Kan julle my nou hoor? Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend ook hier in die kerkgebou. Dis baie lekker om julle almal hier te sien. Is hier vanoggend mense wat by ons kuier. Net so kuier vandag hier. Enige so iemand. Hierso, van waar af is u? Mosselbaai. Baie welkom. Nie te veel nie, ja. Is hier dalk mense wat nie by ons ingetrek het en 'n eerste keer die Sondag hier is, wat ons nog nie van weet, nuwe intrekkers dalk? Nie so iemand lyk my nie. En dan kom ons by verjaarsdae en huweliksherdenkings van die afgelope week. Is daar verjaarsdae, huweliksherdenkings? Joes, julle skaam vanoggend. Dit is dan baie vreemd dat hier niks is nie. Daarbo asseblief. Vra sommer daar vir een van die jonger manne daar. Daarbo is dan iemand wat verjaar. Nou vir die een wat verjaar dan baie geluk. Ons hoop jy het 'n mooi jaar, 'n goeie jaar wat voorlê. Nou jy het so 'n pamfletjie by die deure gekry, net so een of twee goed wil ek uitlig. Die week se program is maar soos normaal, daar's nie vreeslike snaakse goed daar nie, maar tog is hier 'n klomp groter goed wat gebeur in die volgende paar weke en ek wil so een of hulle maar net so min nog weer uitlig. Die eerste is ons gaan donderdag aand so 'n afskop hê vir 'n mannebediening. Daar's 'n hele paar manne wat gesê het kan ons nie bietjie by mekaar ook kom nie. Daar's 'n manne Bybelstudiegroep gewees, maar dat ons dalk bietjie mekaar bietjie beter leer ken, want ons manne ken mekaar nie noodwendig so goed nie. So ons gaan hier langs die kerksaal daar op die gras gaan ons sommer 'n vuurtjie maak. Bring vir jou iets om te drink, daar sal koeldrank wees, daar sal glase wees. Ons sal hotdog min of meer hê dat jy dan ietsie kan eet voor die huis toe gaan om jou groot ete te gaan eet. Maar so van 6:30 af, 6:30, 7:00 en ons gaan sommer net daar 'n bietjie saamkom. So enige manspersoon is baie welkom dan donderdag aand. En dan moet ons maar sommer 'n bietjie saam praat om te sê wat is die behoefte? Wat kan mens doen of wat wil ons doen of wil ons net kuier of wil ons een of ander meer formele program hê of hoe ook al. So daar's glad nie iets vas daar rondom nie, maar dit is nou donderdag aand 6:30 tot 8 so sê maar so uur of so. Dan hy's uitvlug het 'n Valentynsdag die 14de Februarie 'n fondsinsameling. So jy kan dit ook so lank neerskryf. En agterop die 28ste Februarie het ons weer gemeente ontbyt. Nou dis altyd verskriklik lekker, nie net om te kom eet nie, maar as jy kan kom werk ook. Kom bak eiers, kom help, kom braai. Kontak maar daar die kerkkantoor in die as jy dalk ergens wil inhak. Dan die volgende ding wat opkom hier by ons in die gemeente is eintlik in die dorp, is die Cape Epic. Dis daar 16 tot 18 Maart kom hulle hier deur ons dorp, die klomp fietsmense, maar natuurlik al die besoekers ook. So ons gemeente wil probeer ook daai paar dae gasvry wees en mense kan ontvang, vreemdes wat dalk hier deur ons dorp kom. Of hulle dalk ietsie lekker gee om te eet of so. So kyk gerus daar as jy daar kan inhak. Dit gaan mos nou maar altyd hoe meer mense kan inhak, hoe makliker is dit om al die dinge te doen. En dan die volgende grootte is die Paasmark, die 23ste April tot die 2de Mei. Nou daar is altyd het mense hande nodig of voete nodig. Mense wat kan rondbeweeg, kan dinge beman, kan help maak en so voort. So jy hoef nie bang te wees jy gaan niks doen die jaar nie. Hier is vir jou klompie goed waarby jy rustig kan inhak. Dan as jy mekaar nou nog nie gegroet het nie, dan kan jy gou dan groet. Nou soos julle weet is ons
Hier van die week van gebed af is ons besig met 'n reeks oor Openbaring, maar dit het nou begin met daai week van gebed en daarom lees ek vanoggend se fotum, weer die fotum wat ons gebruik het in die week van gebed ook. Dis Efesiërs 6 vers 18. En daar staan: doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur sy Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here, ons sing so 2 liedere saam. Kom ons staan.
Baie mense dink dankoffer is net so 'n vinnige geleentheid in 'n erediens. Maar dankoffer is 'n geweldige belangrike deel van ons erediens ook. Dit is nie sommer net ietsie wat gebeur nie. Dankoffer is 'n plek waar mense eintlik moet stil raak en vir die Here sê, dankie dat U vir my goed is, of dankie vir die werk wat gedoen word om U koninkryk te vestig. En daarom is dankoffer is mos 'n manier van met mense sê dankie. En as jy nou vanoggend 'n offer gee, moenie dit net sommer verbygaan nie. Praat dalk so 'n bietjie met die Here. Hoekom jy gee, waarom jy gee, of vir wat jy wil dan nou gee. En na die dankoffers, dan vra ek dat die kleintjies asseblief vorentoe kom, dan kom sit hulle weer hier, dankie. Wil jy so sit? Toe maar. Wil jy? As jy nog kindertjies wat wil vorentoe kom. Ons is dan so 'n bietjie nader aan die helfte seentjies, dogtertjies, nê, nee, seuns, dogters. Sê gou vir my, wat gebeur hier voor vanoggend? As julle nou so hier kyk, wat dink julle, hoekom is hier sulke goed? Wat sien julle hier voor, hierso? Ja? Plante? Ja, hier's mooi plante. 'n Ster, as 'n mooi ster. Blomme. Wat is die kleur? Ja. Alles is groen en wit. Tannie Danila, sal Tannie gou vir ons bietjie kom vertel. Tannie Danila is van huis uitvlug en hulle het hierdie week vir ons hierso dit alles hier mooi gemaak. Mense kan sê hulle het blomme gesit, dit is wat ons gewoonlik sê. Tannie moet sommer hier kom. Gaan Tannie hier staan, is dit makliker om te staan hier. Daar's hy. En toe het hulle in die week gekom en hulle het alles so mooi kom maak. En sy gaan vir ons gou 'n bietjie vertel, hoekom het hulle dit gemaak soos wat dit lyk. Soos ons weet, hierdie is Epifanietyd. Die tyd waar ons nadink oor die betekenis van Christus se koms na die aarde. En soos ons kan sien, groen is die dominante kleur hier. En om groen te hê, moet daar lig wees. Lig is nodig vir groen om te vorm en ook sodat ons die groen kan sien. Daar's hy. Nou die Tannie, dankie Tannie. Dis reg. Die Tannie het 'n groot woord gebruik wat ek wonder of julle gehoor het. Sy het gesê dis die tyd van Epifanie. Dis aan ek het ook baie min nog daai woord gehoor. Wat beteken Epifanie? Dis 'n goeie vraag. Epifanie
Onthou julle toe ons so begin het hier Desember, toe het ons gesê dis adventstyd. Toe het ons so okay, kom ons sê maar net adventstyd, toe kom Kersfees. Nee, in Kersfees het ons onthou Jesus is gebore. Na Kersfees kom ons by Epifanie. Nou julle hoef nie daai groot woord te onthou nie. Maar as julle groen sien, dan gaan dit julle herinner aan hierdie tyd byvoorbeeld. Epifanie beteken Jesus het verskyn. So as jy net dit onthou. Jesus het verskyn. Jesus het in hierdie wêreld verskyn. Nou om dit vir julle nog dalk bietjie beter te verduidelik, of ek hoop so. Julle moet julle nou verbeel, dis pikdonker hier in die kerk. Pikdonker. Jy kan niks sien nie. Wil jy jou oë sommer toemaak? Jy kan jou oë toemaak, dan is dit pikdonker. Né? Dis pikdonker in die kerk. En kom gou hierso. En dan in hierdie donkerte gebeur daar iets. Sal jy gou vir ons hier aansteek? In die donkerte, jy kan nou maar so vinnig loer met jou oog. In die donkerte gebeur daar iets. Nou wat het nou gebeur? Dankie Henry, kan weer sit. Wat het Die kers begin brand. Nou hoekom dink julle steek ons 'n kers aan in die kerk? Hierdie mooi groot kers. Dat ons kan sien. Dit is eintlik so. Nee, ons sê Epifanie beteken Jesus het gekom of hy het verskyn. Die liggie het begin brand in hierdie wêreld. Dis daai kers verwys om te sê dis Jesus. En Jesus se lig skyn in 'n donker wêreld. So as dit pikdonker is en dan gaan een liggie aan, dan kan mens ons begin sien. En dit is wat hier gebeur het. Met Kersfees het Jesus na die wêreld toe gekom en daarom steek ons die kersie aan om ons te herinner. Jy kan nou maar jou oë weer oopmaak, of slaap jy? Dan moet jy nie slaap geraak. Hierdie kers sê vir ons, alles in hierdie gemeente gaan oor Jesus. Jesus is die belangrikste. Alles gaan oor Jesus. Jesus is die lig vir die wêreld, sal mens ook kan sê. Tannie Phyllis, gooi gou die volgende prentjie, asseblief. Ek sien julle, dit lyk nou nie heeltemal soos die kersie, maar amper soos die kers. En as jy hom inkleer, kan jy hom 'n klomp verskillende kleure inkleer. Maar in Johannes 8 vers 12 staan daar, Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. So as dit donker was, ek is die lig. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So as jy onthou net, Epifanie beteken Jesus verskyn. Wat beteken die groen? Dit sê vir ons dis lewe. Jesus het verskyn. Die liggie wat brand, die Christuskers, en julle gaan nou sien, elke Sondag brand hy eintlik. Ek het nou vandag net gereël dat hy nie aan die begin aangesteek is nie. Maar elke Sondag as jy in die kerk instap, dan brand die Christuskers om vir ons te sê, alles gaan oor Jesus in hierdie kerk. Hy is die belangrike. Sy vra vir my, hoekom het ek hom nie doodgeblaas nie? Nee? Hoekom het ek gereël dat hy nie aangesteek word nie? Dis maar net dat julle kan sien ons steek hom aan. Nee? Maar ons gaan hom nou eers na die diens blaas ons hom dood. En dan die volgende week, dan steek die koster hom weer aan, voor ons kerk toe kom. Wil jy dit doodblaas? Kom blaas hom gou dood, dan steek ons hom weer aan. Maar as jy hom nou doodblaas, dan gaan dit ons nou, gaan nie bykom. As jy hom nou doodblaas, daar is hy. Maar, ons sê mos, Jesus is die belangrikste in hierdie gemeente, so hy mag nie dood bly nie, ons moet hom dadelik weer aansteek. Daar is hy. Ok, ons gaan 'n liedjie sing wat vir ons ook ietsie sê van die lig. Nee, laat ons skyn vir Jesus, maar almal sing sommer saam asseblief. Nee, maar ek wil julle hoor sing. Gaan ek julle hoor sing? Ok, kom ons, oom Gabriel gaan vir ons orgel speel, en hulle gaan vir julle help sing. Dan sing ons, laat ons skyn vir Jesus.
ons sal hom, ken jy hom? Ek is bly. Volgende keer moet jy hier voorkom sit, dan moet jy vir ons help. Goed, nou gaan julle sien die kindertjies wat 'n prentjie wil hê om in te kleur. Julle gaan daai prentjie inkleer en julle kan 'n lekkertjie kom kry en dan kan julle, die kleintjies kan uitgaan saal toe. OK. As ek kom julle hier verby. 'n Orgel. 'n Orgel is daar, kyk daar agter. Daar sit oom Gabriël agter die orgel en as hy daar op die note druk, dan blaas die pype hierso. Dis 'n musiekinstrument, 'n orgel. Dis 'n musiekinstrument. Nou ons is 'n gemeente wat sê Jesus is vir ons die belangrikste. En alles moet gaan rondom Jesus. Maar die vraag is, hoe weet ons wie Jesus en hoe leer ons vir Jesus ken? En dan kom ons by die woord. Dat die Bybel vir ons belangrik is. En as 'n toetrede lied gaan ons nou sing woord van God, woord van die lewe. Kom ons, u kan maar staan dink ek en dan sing ons saam woord van God, woord van die lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat die Kers ons elke dag, elke erediens wat ons hier is, herinner dat U die spil is waarom ons hele geloof draai. U is ons verlosser, U is ons redder. U het vir ons aan die kruis gesterf, U het opgestaan. En baie dankie dat ons hierdie werklikheid kan leer ken in U woord. En dat die Bybel vir ons ook belangrik is. Dat die Bybel vir ons die bron is van God se woorde aan ons. Dat dit die plek is waar ons gaan soek as ons rondom geloofsdinge iets wil weet of verstaan. As ons getroos wil word, as ons hartseer is. As ons bemoedig wil word, as ons te neergedruk is. Dankie vir U woord. En dankie vir die verskeidenheid wat in U woord is.
Nou soos ek nou gesê het, ons is besig met 'n reeks oor Openbaring of die 7 gemeentes waarvan ons lees in Openbaring 2 en 3. En vir die wat nou dalk van die geleenthede nie bygewoon het nie, gaan ek tog so 1 of 2 goed weer sê. Die eerste gemeente waarna ons gekyk het was Efese. Efese was 'n gemeente met wie dit baie goed gegaan het. Op die oog af lyk alles wonderlik in plek. Maar dan kom jy se agter dat gemeentelede se persoonlike verhouding met die Here het skibreek gelei. So alles lyk mooi, maar persoonlike lewe, persoonlike verhouding met die Here. En daarom het hulle dan beskuldig om te sê hulle het hulle eerste liefde verlaat, nê? In vanoggend se beeld sou ons kan sê ons het Jesus begin vergeet. Daar het 'n klomp dinge gebeur, maar ons het vergeet Jesus is die belangrike. En die hele ding van die reeks is om te sê kom ek plot myself dalk en kyk of ek by een van hierdie gemeentes dalk hoort in my geloofslewe waar ek nou is. Of miskien ontdek jy ek hoort by meer as een, nê? Maar laat mens jouself so 'n bietjie plot. So dit was Efese. Toe kyk ons na Smyrna. En Smyrna was 'n gemeente wat regtig swaar gekry het. Hulle het lyding ervaar. En dan in daai brief dan hoor ons maar die lyding gaan nie weggaan nie. Die swaar kry gaan nie sommer net ophou nie, maar dan word hulle opgeroep om te sê hou moed. Moenie moed verloor nie. Jesus weet van julle. Jesus identifiseer met julle. En Jesus gee dan vir hulle die belofte van 'n ewige lewe. So dit was Smyrna. Toe kom ons by Pergamum. En Pergamum was 'n gemeente waar daar heeltyd eintlik 'n toutrek was tussen die koninkryk van die Here en die koninkryk van Satan. En die probleem was dat daar kort kompromieë aangegaan is om te sê, maar die dinge van die wêreld of die koninkryk van Satan, ons kan dit maar so 'n bietjie akkommodeer hierso in die kerk ook. So kompromieë van buite het spanning gebring. Toe gaan ons na die gemeente van Thyatira toe en ons kom agter daar's ook 'n bedreiging, maar die bedreiging is eintlik vanweë die gelowiges binnekant. Gelowiges wat nie meer integriteit het nie. Gelowiges wat toelaat dat sonde in hulle lewe nes skrop eintlik. En dan wil hulle nou maak asof hulle so wonderlik die Here dien. En die integriteit van gelowiges het daai gemeente bedreig. Toe verlede Sondag het ons gekyk na Sardes. En dis 'n gemeente, ek wil amper sê met wie dit so goed gegaan het dat hulle later gedink het ons het nie meer die Here nodig nie. Dit gaan so goed. Al die dinge loop so lekker. Dit gaan so goed by ons huise, met ons finansies, al die dinge loop lekker. Maar daaglikse verhouding met die Here was daar nie meer sprake nie, want ek het mos nou nie meer die Here nodig nie. So dit was die vorige gemeentes. Vanoggend se gemeente is die gemeente van Philadelphia. Nou, ek het gedink 'n mens sou dit dalk vandag kan beskryf as 'n gemeente, 'n klein gemeente op 'n plattelandse dorpie, waarvan niemand regtig weet nie. En as jy dit nie gaan besoek nie, gaan jy nie ontdek wat 'n juweel van 'n gemeente is hierdie klein gemeentetjie nie. Philadelphia was 'n gemeente wat nie 'n lang geskiedenis gehad het nie, maar bloot as mens na sy naam kyk, nie die Griekse woorde, dan beteken dit broederliefde. So 'n gemeente met 'n naam broederliefde is mos nou eintlik mooi of besonder. Die plek waar hierdie stad of dan nou plattelandse dorpie was, soos wat ek dit nou wil sê, was baie uilbevolk, min mense, want daar was groot gevaar vir aardbewings in daardie area. En daar was ook 'n aardbewing in 17 voor Christus wat die hele dorpie vernietig het. So die ondertoon van die gelowiges daar was nogal half ernstig, want hulle het besef enige oomblik kan dinge verander. Enige oomblik kan hier 'n aardbewing kom en ons is vernietig. En dit het neerslag gevind in hoe hulle gedink het en hoe hulle geleef het. Nou, ek het dan hier net mos nou van Woolsley afgekom voor ons hier was. En Woolsley, julle sal dalk weet, maar in 1969 was hier mos 'n groot aardbewing in die Wes-Kaap. En Woolsley was eintlik amper die kern van die hele aardbewing. Almal sê altyd 'n Ceres, maar dit is nie. En hoekom sê ek so? Want 70% van die huise daai tyd het hulle gesloop na die tyd. So jy kan hoor nie daai dorpie, as jy nou daar gaan deurry, dan sien jy dis alles prefab huisies, of daar's hier en daar 'n ou huis,
en daarna is al die huise dieselfde styl. Want 70% van die dorp het geval. En ons was nou lank daarna wat ons daar gekom het, maar die effek van die aardbewing het in daai gemeente nes geskop. Dat jy net agtergekom het, mense dink anders. Hulle het heeltyd gepraat van voor die aardbewing en na die aardbewing. Nee? So ek dink hierdie gemeente van Philadelphia was half so. Die feit van aardbewings maak dat hulle anders dink. Hierdie gemeente was ook 'n gemeente wat beskryf word met min krag. Hulle het nie baie getalle gehad nie, hulle was 'n klein gemeente. Hulle het nie 'n klomp hulpbronne gehad nie. Maar nou interessant, as jy die brief lees, word hulle nêrens aangespreek oor iets nie. Terwyl al die ander vorige gemeentes het die Here hulle aangespreek oor iets wat nie lekker is nie. Philadelphia nie. Daar's geen, kom ons noem dit dan net maar kritiek nie. Die Here sê eerder vir hulle, julle grootheid is geleë, nie in getalle nie. Julle grootheid is geleë in die feit dat God vir julle geleenthede gee. Ek gaan dit nou probeer beter verduidelik. Ons lees in die gedeelte van die Here sê ek maak vir julle deure oop. Nou ek is nou jammer ek het daai deur hier, ons het mos 'n deur hier gehad so 2 weke terug wat nou lekker weer sou gewerk het. Maar die Here sê ek maak vir julle deure oop en dit is waar julle grootheid lê. Dis hoekom julle, ek wil amper sê so oulik is. Die gemeente was ook baie bekend vir hulle sendingywer. Nou waarskynlik is dit omdat hulle nou so bang is, hulle kom iets oor nê, met 'n aardbewing, dat hulle net besef het ons moet nou vir ander mense vertel van die Here. Ons moet nou die goeie nuus gaan versprei, dat ander mense kan ontdek wie is hierdie Jesus wat ons gemeente in die afval dan nou ook aanbid. Hulle het geweet ons lewe is dalk kortstondig. Soos ek die Here wil dien, moet ek dit nou doen. Ek moet nou vertel. Nou kom ons lees dan nou vanoggend Openbaring 3 vers 7 tot 13. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die ware, wat die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie. Wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. Dan sê Jesus vir hulle, ek ken jou dade. Kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord en het jy my naam nie verloon nie. Kyk, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom wat beweer dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefhet. Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. Wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van God maak en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my Vader daarop grafeer en die naam van die stad van my God, dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdaal, en ook my nuwe naam. Laat die wat oor het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou hierdie brief begin, en dan stel Jesus homself bekend aan hierdie klein plattelandse goeie gemeente. Jesus stel hom bekend as die sleutel van Dawid. Nou ons moet dit dalk beter verstaan, dan gaan ons die teks ook beter verstaan. Nou dink nou weer aan hierdie deur wat hier voorgestaan het, en die deur is toe, en dan lees ons, Jesus is die sleutel van Dawid. Die deur word oopgesluit, en die deur word oopgemaak. In die gedeelte sê, as Jesus die deur sou sluit, dan bly hy gesluit. As hy hom sou oopsluit, dan bly hy oopgesluit. Jesus is die sleuteldraer. Nou hierdie klein gemeentetjie sou dadelik geweet het wat Jesus bedoel, want hulle ken die Ou Testament en hulle weet in Jesaja 22 lees hulle van Eljakim. En Eljakim
was die sleuteldraer van Dawid se paleis. So Eliakim was amper soos ons kosters vandag, nê? Hulle het die sleutel van die kerk gebou en as Eliakim gekom het, dan het hy die tempel oopgesluit en mense kon ingaan. En as Eliakim die tempel toegesluit het, dan kon die mense nie ingaan nie. En dan sê hulle Eliakim het ook die sleutel van die skatkamer gehad. Net so 'n belangrike persoon. En nou sê Jesus, ek is die sleuteldraer. Ek maak hierdie deur oop of ek maak hom toe. Dis 'n geweldige belangrike posisie. Kom ons sê in die hemelse huishouding. Sonder Jesus kan niemand deur die deure gaan nie. En dis hoekom ons Christuskersie aansteek, nê? Dit sê sonder Jesus beteken hierdie gemeente eintlik niks. En dan in vers 8 staan daar, kyk, ek het 'n deur voor julle oopgemaak. So Jesus sê vir hulle, vir die gemeente, ek het vir julle die deur oopgemaak en niemand kan dit toesluit nie. Met Jesus se opstanding het hy die deur finaal oopgemaak na verlossing toe. Niemand, die Satan kan nie die deur toemaak van verlossing nie. Daai deur is finaal oopgemaak. Jesus het dit gedoen. En dan sê hy verder vir hierdie gemeente, maar ek maak ook vir julle deur oop na die heidene nasies toe. As ek die Engelse woord kan gebruik om te sê, ek gee vir julle innings. Julle kan met die heidene praat. Julle kan vir die heidene vertel van Jesus. Julle kan vir die heidene vertel dat Jesus die deur van verlossing oopmaak. Ek maak vir julle daai deur oop. Dit is vir julle moontlik. Maar tog het Jesus geweet, dis nie 'n sterk gemeente nie. Nee, hulle is min en hulle het nou nie so baie hulpbronne nie. En dan sê hy vers 8, ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Hierdie klein plattelandse gemeentetjie het gesien die deur van verlossing is oop. Hulle het gegaan, deur dit gegaan. En toe sien hulle maar die Here maak vir hulle nog deure oop na die heidene nasies toe. Hulle doen wat hulle moet doen. Hulle doen, as ons in ons taal praat, waartoe hulle geroep word of waarheen hulle gestuur is. Hulle het geweet, ons kan nie eintlik sê ons is afhanklik van God. Ons het nie al hierdie hulpbronne nie. Ons weet nie eers of ons môre nog leef nie, want hier is dalk 'n aardbewing. Maar hulle het dit gedoen in afhanklikheid van God. Nou sal jy hoor, dis heeltemal anders as verlede week se gemeente Sardes, wat so selfgenoegsaam was dat hulle nie die Here nodig het nie. Philadelphia besef, ons kan nie sonder die Here nie. Hy maak vir ons die deur oop, ons moet deurgaan. Tog beteken dit nie, dit was maklik om deur te gaan na die heidene nasies toe nie. Dit was nie so maklik om te gaan vertel nie. En ons lees in daai brief, daar was Jode in daai stad, daai dorpie. En dit was Jode wat dit vir die Christene verskriklik moeilik gemaak het. Dit was Jode wat Jesus dan uiteindelik sê, hulle kom van die sinagoge van Satan af. Nee, Satan, sinagoge is 'n plek van aanbidding. Dis mense wat eintlik nie hier is, nie hoort nie. Maar ten spyte van daai Jode het hierdie gemeente gesê, hier's 'n deur oop vir die verkondiging en ek gaan nie deur. So hierdie klein, swak gemeente maak gebruik van 'n oop deur wat God gee en leef so. En dan troos die Here hierdie gemeente. Nee? Klein platteland, min hulpbronne, kry maar 'n bietjie swaar met die Jode en hoor nou mooi troos die Here. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing. Nee, dit is so mooi. Die Here sê, ek gaan julle vashou. As julle swaar trek, ek gaan julle vashou. Ek sal julle nie los nie. En dan sê hy, ek sal julle seën. Ek gaan julle vashou en seën. Behalwe vir die een belofte van seën en vashou, gee die Here dan nog 2 beloftes vir hierdie gemeente. Ek lees dit vir julle. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal vir altyd daar bly. Nou wat is so wonderlik om 'n pilaar in die tempel te wees? Nee, want dis 'n seën. Jy sal 'n pilaar in die tempel wees.
hierdie gemeente sal verstaan. In die ou dae, as jy in God se teenwoordigheid wou wees, het jy tempel toe gegaan. Nee? So as die tempel se deur oop was, dan kon jy ingaan, jy was in God se teenwoordigheid. As jy uit die tempel uitgaan, dan is jy uit God se teenwoordigheid. Maar nou daai tempels is gebou en dan is die dak op pilare gestaan. En nou sê die Here vir die gemeente, julle is die pilare in die tempel. Julle sal nooit buite my teenwoordigheid wees nie. Julle hoor hoe groot is dit? Julle sal nooit buite my teenwoordigheid wees nie. Onthou, dit was nou nog jare terug. Hulle ken nie van al hierdie ander goed wat ons dalk nou al weet nie. Hulle hoor net. God sal hulle seën, hy sal nie los nie, en julle sal altyd in my teenwoordigheid wees. En dan beloof die Here 'n tweede ding vir hulle. Ek sal op hom die naam van my God skryf en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal. En ek sal ook my naam op hom skryf. Die Here sê, ek het my naam op julle geskryf. Dit staan seker, dit staan vas. Die prys is betaal en daarom kon ek my naam op julle skryf. En waarheen is julle op pad? Na die nuwe Jerusalem toe. So hierdie is regtig 'n wonderlike brief. Gemeente, klein, min hulpbronne, niemand weet amper van hulle nie, bedreig deur aardbewings, en dan sê die Here, ek sal julle nooit los nie. Die Here sê vir hulle, ek gee vir julle deure wat oop staan, julle kan maar aangaan. Die Here sê, ek sal julle bewaar, julle sal nie uit my teenwoordigheid gaan nie. En die Here sê, en my naam staan op julle koppe. As jy dalk dink, jy is verlore, jy is nie. Nou wat is anders van ons gemeente? Kan ons onsself met die gemeente identifiseer? Ek dink, buite hy tog so. Maar dan dink ek aan Paulus wat in 1 Korintiërs 16 vers 9 sê, hier staan 'n groot en 'n belangrike deur vir my oop, maar hier is ook baie teestanders. So ergens moet ons as gemeente tog ook kan raak sien, maar die deure staan vir ons oop. Die deur van verlossing is oop, niemand kan dit toesluit nie. Maar die Here gee vir ons ook deure wat hy oop maak sodat ons bediening kan doen. Wat met hierdie gemeente ook gebeur het. Maar Paulus sê daar's teestanders. Philadelphia het geweet daar's Jode wat hulle bedreig. En ek dink is maar vandag met ons ook so. Daar's dinge wat ons bedreig dat ons nie deur die deure gaan wat God vir ons oopmaak nie. En nou moet ons onsself bietjie plot vanoggend. Doen dit maar as individu ook. As jy nou vanoggend hoor, die Here maak vir jou deur oop. Plot jou nou, waar staan jy? Staan jy nou nog hier, want jy moet nou nog moed by mekaar maak om deur te gaan. Het jy nou dalk al deur gestorm, en jy is besig om 'n ding te doen? Is jy bang, dalk vir die teestanders, van wie gaan nou weer wat sê? En baie keer van die teestanders is nog deel van die gemeente ook, né? Dis baie keer waar mense die meeste kritiek kry. Maar het ek nou al deur gestorm? Of is ek dalk te bang? Beleef jy iets dat jy die pilaar is in God se tempel? Dat hy jou nooit los nie? As jy jouself moet plot. Het jy daai gerusstelling? Ek is altyd in God se teenwoordigheid. Plot jy jou dat jy kan sien, hier staan op jou kop, jy's gered. Jy's op pad na die nuwe Jerusalem toe. Nou is die vraag, wat maak ons met hierdie brief? Hoe moet ons hom hoor? Miskien moet ons begin meer saam praat om te sê, waar maak die Here vir ons die deure oop? Waar staan hulle oop en hy sê ons moet deurgaan. Ons kan met 'n bediening begin. Nee, hulle was bekend vir hulle sendingwerk. Maar ons moet dalk met 'n bediening begin. Daar sal deur die week wat kom, maak die Here dalk vir jou ergens 'n deur oop, onverwags. En hy wil hê, gaan nou, Wouter, jy moet nou hier 'n ding doen, ek maak vir die deur oop. Maar dan waar staan ek?
Gaan ek deur of nie? So miskien moet ons ook maar moed hou en probeer vir die Here vra, gee vir ons wysheid om in die teenwoordigheid te wees, altyd te sê, Jesus is vir my die belangrikste, die Bybel te vat, te sê, hier in u woord, moet ek ontdek, waarheen wil u met my, en dan moet ons deurgaan. Miskien het ons nie baie hulpbronne nie, miskien praat jy nie goed nie, miskien kan jy nie goed organiseer nie, dis alles maar waar van hierdie gemeentetjie gewees. Niemand het van hulle geweet nie. Maar dit is wat hierdie brief vanoggend vir ons op die tafel sit. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons gered is. Dat u naam op ons voorkoppe kom skryf het. En dat u die deur van verlossing vir ons oopgemaak het. Ons dankie vir die woord en dat die woord vir ons die afgelope tyd kom verras eintlik met 7 gemeentes wat u vir ons voorhou. Waarmee ons kan identifiseer op verskillende vlakke. Dankie vir die woord. En dankie Here dat ons vanoggend ook vir Philadelphia kon ontmoet. Klein gemeente, niemand praat van hulle nie. Maar 'n gemeente wat ernstig is oor hulle roeping. 'n Gemeente wat vir u ken. Here, my gebed vanoggend is tog dat iets daarvan waar sal wees ook van ons gemeente hier. Ons hoef nie groot en indrukwekkend te wees nie, maar dat ons 'n gemeente sal wees wat die oop deure gebruik wat u vir ons gee, eintlik elke week. Ons dankie vir ons saamwees vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Ek wil geleentheid ook gee as daar dalk vanoggend iemand is wat 'n storie met ons wil kom deel. Ons hoor al hierdie gemeente se stories, maar miskien wil u vanoggend ietsie van u storie kom vertel. Of van die Here se storie met u. So getuienis dalk vanoggend, is daar enige iemand wat dalk vanoggend iets met ons wil deel? U kan vorentoe kom. So 3 minute, hoef nie lank te praat nie. As daar nie iemand is nie, dan gaan ons afsluit met lied of vlam nommer 118. Nou, die van julle wat nog daai rooi boekie geken het, waar ons gesing het op 'n stadium, dis 'n lied wat daarvandaan kom, wat sê, bly volhard soos atlete. Nee, en ek het gedink, saam met Philadelphia gemeente is dit dalk daai ding, dat ons moet volhard, ons moet aanhou om deur die oop deure te gaan, wat die Here vir ons gee. So, kom ons sing vlam 113, vers 1 tot 3. Oh
vraagie vanoggend, watter deur staan vir u oop? Watter deur maak die Here dalk hierdie week vir jou oop? Wat deur jy moet gaan? Na iemand toe of na iets toe? En dan wil ek nooi, nee, hierso's deure hierso en aan die ander kant, julle is welkom om deur te kom en te kom tee drink. Na die tyd ook. Enige iemand is welkom vir tee. Die Here los nie net vir ons nie. Hy gee ook vir ons sy seën. En ek lees dan vanoggend vir julle Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.